Goeienaand broers en susters, baie welkom op by die aanderediens. Ons bede is ook dat dit tot opbou van ons elkeen se geloof sal wees, dat die Here ons hierdeur sal versterk en dat alles sal wees tot die eer van sy naam. Voor ons begin, kom ons word stil voor die Here. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en maak ons die Here se naam groot. Ons gaan saam sing lied 184, al 3 die verse daarvan, en daarna kan ons bly staan vir ons gebed. Alle lof en alle eer en alle aanbidding kom alles aan U toe. Dis U wat alles gemaak het, dis U wat hierdie hele wêreld geskep het en ook elkeen van ons. Dis U wat aan ons die gawe gee van lewe. En soveel te meer dat U oorvloedige genade in ons lewe uitstort. Dat U aan ons U seun gee. Dat ons Here Jesus Christus gehoorsaam aan U die pad gevolg het. U wil en sy lewe vir ons gegee het. Sodat ons kan lewe. Dat deur hom is al U beloftes vir ons waar. En deur hom het ons die lewe saam met U. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons dit mag weet, dat U Gees kragtig in ons binneste getuig.
Dat U Gees getuig dat ons kinders van U is. Dat U as 'n Vader ons liefhet. Dat U al voor die skepping van die wêreld daardie keuse gemaak het. En dat niks daardie liefdesband in Christus kan breek nie. Dat in ewigheid ons net U goedheid en U guns sal ontvang. Ons dank U Here vir die voorreg en die genade om 'n geloofsgemeenskap te mag beleef. Dat ons mag liefde ervaar van broers en susters wat U liefhet en wat ook mekaar liefhet. En ons bede is dat daardie liefde al hoe meer mag toeneem, mag ons meer in mekaar dink. Mag ons in hierdie jaar altyd vra wat die belange van 'n ander is en ook daarna streef. En so mekaar ook opbou en mekaar bedien. Ons dank U Here vir U woord. U gee dit aan ons en U leer ons daardeur. U maak U weer bekend. En U vra ook dat ons daarop wandel. En die Gees werk kragtig deur die woord. Dat ons nie geloof kan sien wat U sê. En die waarheid daarvan. Mag ons tog stil word en luister. Mag ons opnuut besef wat die dringendheid is wat U in ons lewe ook bring. Dat ons so sal leef, dat ons sal wys, dat ons U verwag. Elke dag van ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit Matteus 25. Ons gaan daarvan saam luister vers 1 tot en met vers 13. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig, en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Tot sover. Geliefde broers en susters, daar is baie keer woorde wat mense vir jou sê wat 'n groot effek op jou lewe het. Woorde wat jy sê wat jy langs onthou. By die afgelope synode is al 'n paar keer mense wat aangehaal het gesê, maar my pa het altyd gesê en dit nou nog onthou in hulle lewe, want dit was advies, dit was woorde wat hulle bygebly het. Maar ander kere is dit dalk woorde wat jou seer gemaak het. Woorde wat jy onthou wat iemand vir jou gesê het wat dalk baie persoonlik was en wat jy nooit kan vergeet nie. En wat is die ergste woorde wat iemand al ooit vir jou gesê het?
En wat dink mense is die ergste woorde wat al ooit gesê is of gesê sal word vir mense? In die voorafgaande gedeelte het Jesus weer begin met sy laaste preek op die Olyfberg. En sy preek kom op 'n vraag van die disippels oor die eindtyd. Wat gelowiges weet, in die laaste dae sal baie swaar kry wees. Die Here sê, daar sal natuurrampe wees, daar sal oorloë wees. Maar ook spesifiek vir die kerk. Daar sal baie valse leraars na vore kom. Daar sal baie verdrukking vir die kerk ook wees. Die waarheid sal verdraai probeer word en die kerk sal probeer verdruk word van daar waar hulle bymekaar kom. En dan is die disippels natuurlike vraag, maar wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Hoe kan die kerk weet wanneer hierdie eindtye gaan gebeur? En die Here gee die antwoord, hy waarsku in die eerste plek dat die kerk nie maklik meegesleer moet word met verskeie mense wat sal sê, maar hier is die Christus of daar is die Christus nie, want niemand weet wanneer die wederkoms plaasvind nie. En nou is dit so, die geskiedenis van die mensdom is vol van sulke datums. 2025 was weer 'n baie groot voorbeeld daarvan. Dat daardie dag is voorspel en gesê, maar dit is op hierdie spesifieke dag. En dat die Here sê, maar geen mens weet, die engele weet, die seun van die mens weet dit ook nie. Niemand kan vooraf weet en sê, maar dis daardie dag, en die nuus oorvertel en sê, die Here kom daardie dag nie. Die Here leer hulle dan vooraf en sê, maar die wederkoms kom soos 'n weerligstraal. Geen mens weet wanneer of wanneer dit sal gebeur en waar dit presies sal gebeur nie. En net so ook met die wederkoms, soos 'n weerligstraal, die hele hemelruim sal verlig. So skielik en so sigbaar sal die wederkoms van die Here ook in hierdie geskiedenis plaasvind. Daar's dus nie ander vooraf waarskuwings of 'n spesifieke datum wat aangewys word daarvoor nie. Dan sê die Here verder vir hulle dat in die laaste dae sal dit wees in die dae van Noag, dat mense sal dink, maar die geskiedenis van die mensdom bly net aanhou en aanhou en aanhou. Daar's nie regtig 'n eindpunt nie en daar's nie 'n nood om te bekeer nie. Mense sal leef soos gewoonlik. Die vloed het die mense onverwags gevang en almal van hulle, behalwe 8, is weggespoel. Maar die Here sê deur hulle lewe het aangegaan soos gewoon, dat niemand het gereed gemaak nie. Die vloed het oor hulle gespoel en het hulle lewe verloor. Wat die Here dus daardeur sê is dat hulle wat weggeneem is nie hulle wat in die hemel opgeneem is, soos sommige mense die wegraping kon interpreteer nie, maar hulle wat weggeneem is, hulle wat deur die vloed weggespoel word. Dis hoe dit sal wees met die wederkoms. En dan sê die Here, bly dus waaksaam, want julle weet nie watter uur die Here kom nie. Dat die regter wat oor almal regverdig sal regeer, kom. En hy sê, ons weet nie wanneer dit sal wees nie. En dit moet 'n dringendheid by my skep om te sê, maar ek wil gereed wees as die Here kom. Ek wil in alle gereedheid staan en hom inwag die dag wanneer hy kom. En nou is die verstommende van hierdie gedeelte, dat die Here dan weer aan hulle gelykenis van die koninkryk vertel. Die voorafgaande gelykenisse was oor die ontroue en die getroue slawe, of wat die een sal noem dat die meester baie lank wegbly, en dis 'n verskoning om dronk te word. Dis 'n geleentheid om al hoe meer te verval in allerlei soort ewels. Maar die Here sê daar dat wanneer die Here terugkom, hy hom sal doodmaak en ons 'n plek sal gee by die huigelaars, die hel waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Wat dit beteken in daardie gedeelte om getrou te wag op die Here, word dan baie mooi uitgewys, dis gehoorsaamheid. Om as 'n getroue slaaf te doen wat die Here van jou vra. En nou vertel die Here direk daarna weer 'n gelykenis hieroor, van dieselfde aard, 'n groot mate 'n herhaling van wat hy gesê het, maar hy doen dit vir beklemtoning. Hy doen dit dat daar 'n dringendheid by ons sal wees om die Here werklik waar te verwag, dat my lewe sal getuig daarvan dat ek hom werklik waar verwag.
Dat ons die erns daarvan sal besef. Dit is 'n baie bekende gedeelte, 'n gelykenis van die koninkryk van die 10 meisies. En nou moet ons die gebruike van daardie tyd baie mooi verstaan hoe dit gewerk het. In ons dag en tyd is daar eintlik 'n kerk gebou en is andersom, die bruidegom wag gewoonlik onnodiglik langer vir die bruid om te kom. Maar destyds was dit nie so gewees nie. Dit was nie 'n sinagoge wat versier is en almal sinagoge toe op 'n Saterdag nie, want dit was die Sabbat in elk geval, maar dit was ook nie op ander dae versier gewees nie. So die tradisie van daardie tyd was dat die bruidegom sal kom om sy bruid te kom haal. Hy kom na die bruid se ouers toe. En dan het hy haar na sy eie huis toe geneem. En later is dit van die praktyk gewees en sê maar die bruilofsfees vind plaas daar by die huis van die bruid. En dat die bruidegom kom en wanneer hy kom, begin die fees. So die punt is die bruidegom is iemand op pad om die bruid te gaan haal. En dan is daar hierdie vriende wat die bruidegom sou inwag. So net soos vandag se tyd is daar die bruidsmeisies. Hulle wat eintlik help vir die bruid gereed moet wees, maar in die gelykenis is hulle taak vir hulle aangewys. En hulle doel was eintlik om lig te gee wanneer die bruidegom kom. En juist daarom met hulle lampe met olie by hulle gehad, waarmee hulle moes lig gemaak het. En weet ons hoe die lampe van destyds gelyk het. In my kop sien ek elke keer 'n sousbakkie, want dit is letterlik 'n bakkie met 'n tuit en dan lê daar 'n lampet in hom en hy word aangesteek en die olie is daarin en hy maak 'n vlammetjie hier aan die voorkant by die lampet. En vir die doel van die gelykenis was hierdie die enigste taak vir hierdie diensmeisies. Wees gereed. Hê lamp of hê 'n lamp by jou en hê olie in jou lamp as die bruidegom kom. En let op hoe deur hierdie gelykenis die kringe al hoe nouer getrek word as die vorige een. In die vorige gelykenis van die slawe is daar eintlik al vir ongeduld op die wederkoms. En daar baie duidelike sigbaarheid is tussen slawe wat absoluut ongeduldig is met die Heer se koms en omdat hulle ongeduldig is net maak wat hulle wil. Hulle lyk dus radikaal anders as die slawe wat getrou gewag het op die Heer se koms. Maar in hierdie gelykenis is daar nie 'n verskil in hoe die twee groepe mense lyk nie. Albei is deel van 'n groep wat presies dieselfde lyk en presies wag vir die koms van die Here of van die bruidegom. Hulle weet die bruidegom moet kom en hulle wag vir hom. Daar's 10 van hulle gereed wees om lig te gee as hy kom. Dit is wat dit beteken om hier gereed te wees, waar daar lig moet wees. Met hulle olie en hulle lampe. En nou hoor ons baie mooi dat 5 van hulle het hulle taak baie ernstig opgeneem. En 5 van hulle het nie. Dis al wat van hulle verwag word, sorg dat daar lig is, wees gereed as hy kom, maar is eintlik te veel gevra. Hierdie roeping wat vir hulle gegee is, is eintlik verwaarloos. Hulle het nie olie gevat nie, hulle het net lampe gehad, hulle werk was om lig te voorsien met daardie olie. En in ons werklikheid sien mense dat dit eintlik op neerkom dat hulle eintlik maar 'n vorm godsdiens gehad het. Aan die een kant lyk hulle dieselfde as die res. Aan die buitekant lyk almal dieselfde. Hulle beweeg almal as een groep saam as die kerk. Maar aan die ander kant weet 'n mens dat as mens in hulle hart insien, is dit nie mense wat werklik waar hulle geloof uitleef nie. Dis mense wat eintlik met die wag vir die bruidegom opgee. Mense wat soos die tyd aangaan, eintlik maar net die vorm onderhou wat hulle het, maar daar's niks inhoud meer in wat hulle doen nie. En hulle dwaasheid is daarin geleef te dink, maar hierdie blote vormgodsdiens, die blote feit dat ek 'n lamp het, dat dit voldoende sal wees. Of miskien die
krag om 'n lamp aan te steek op die heel laaste oomblik voor die bruidegom kom, genoegsaam sal wees, terwyl in werklikheid daar glad nie olie geleen kan word nie. En let op, hoe dat Jesus vir ons keer op keer die waarskuwing gee en sal sê, maar mense sal dink, die wederkoms is in tyd vertraag. En dit is 'n struikelblok vir talle mense oor die afgelope 2000 jaar. Die apostel Paulus het, of Petrus het in sy tweede brief gesê, veral moet julle weet dat in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wie spot sal dryf, en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheer sal word. Hulle sal spot dryf en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders sal dood. In ander woorde, daai belofte sal aan hulle gemaak en hulle sal dood. En tog bly alles net soos dit was van die begin van die skepping af. 'n Mens moet dus nie dink om jou geloof te beoefen. Is net 'n baie vinnige of 'n baie eenmalige kort plekgebonde oefening nie. Maar besef dat om jou geloof te beoefen is 'n moeisame werk van jou. Wat jou hele lewe lank moet gebeur, dat jy moet volhard daarin jou geloof daagliks uit te leef. Dis eintlik daardie streepie onder die sin van jou hele lewe, ons sê maar jou hele lewe moet onderstreep wees deur geloof wat ek elke dag in volhard en uitleef. En net tweedens daarop dat dit nie as dwaas hier vir ons gewys word dat hulle in die slaap geraak het nie. Dit dui eintlik daarop dat die lewe uiteindelik net aangegaan. Dit het 'n lang tyd gevat. Dit was nie net vinnig gewees en dit was daar nie, dit het lank gevat en daarom slaap hulle. Maar wanneer die roepstem eintlik kom en die bruidegom kom, het die 5 dwaase meisies net leë lampe. Hulle het nie meer olie nie. Daar is eintlik dis net hierdie uiterlike vorm godsdiens. En hulle probeer gou vinnig op 'n ander plek olie te kry, maar dit is te laat. En nou vra hulle eintlik die onmoontlike vraag vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie. En net op die vraag kon vroeër gevra word, hulle kon van die begin af gesien het. Hulle het heel moontlik nie genoeg olie nie. Hulle kon van die begin af gesien het, maar my uitlewing van my geloof lyk nie soos dit moet lyk vir die ander mense nie. Maar hulle doen dit nie. Op die heel laaste, as dit eintlik te laat is, of wanneer dit werklik te laat is, vra hulle die vraag. En die 5 meisies kan dit nie vir hulle gee nie, die wyses. Dis onmoontlik. Dis hulle eie geloof, dit is eie aan hulle self. Dis hulle eie gehoorsaamheid in die Heilige Gees, wat hulle nie vir iemand anders kan gee nie. Dis hulle eie getrouheid aan die Here. Dit kan nie gebeur nie. Elkeen sy eie verantwoordelikheid. As hierdie desperaatheid by die dwaase meisies wat eintlik hulle lewe gemors het en nou probeer gryp met die onmoontlike, onmiddellike eindtydse gehoorsaamheid. Maar die deur van die bruilof is toegemaak. By sulke formele feeste sou die uitgenooides gewoonlik by die deur kom en hulle uitnodiging gewys het aan 'n slaaf by die ingang gestaan het. Dis dan jy sy taak om hulle wat nie welkom is nie, buite te hou. En toe die mense daar is, het die meester van die huis die deur toegemaak en daarna is die bediende opdrag gegee om niemand toe te laat om in te gaan nie. Daar is dus 'n besliste einde wat kom. En saam met hierdie skrikwekkende woorde wat Jesus self by die eindtyd van sy wederkoms sal sê. En dis die woorde wat die verskriklikste is wat enige mens sal moet aanhoor. As die Here Jesus sê, maar ek ken jou nie. Ek ken jou nie. As jy in ewigheid in die hel moet wees en moet nadink oor die woorde wat die Here self jou gesê, die Here van alle Heres, hy wat regeer oor alles, hy wat sy lewe gegee het, wat hy sê, maar hy ken jou nie. En jy was heel moontlik deel van die kerk. Jou vorm het dalk heel moontlik gelyk soos die ander, maar jy het dalk moeg geraak en uitgesak en gesê, maar ek wil nie verder aangaan nie.
Jy het dalk nie omgegee vir wat daar binne is nie, van jou lamp nie. Ander dalk na jou gekyk en gedink, maar goed, daar is olie in die persoon se lamp en hulle het ook 'n lamp in hulle hande en hulle is deel van ons. Maar in werklikheid was jou lamp leeg. En dan staan jy op die punt waar almal reg hierdie lamp sal sien en die woorde sal hoor wat die bruidegom vir jou sal sê, voorwaar ek sê vir jou, ek ken jou nie. Die werklikheid hiervan is dat die bruidegom die bruidsmeisies ken. Hy weet wat hulle name is. As die Here sê ek ken julle nie, gaan in die eerste plek daaroor dat hulle wat dan met ander woorde buite die koninkryk is. Die Here het tog gesê hierdie is gelykenis wat gaan oor die koninkryk van die hemel. Met ander woorde daar's verskeie mense wat lyk of hulle binne die koninkryk is. Maar die Here sê julle het nie omgegee nie. Julle het geweet waaroor dit gaan, julle het geweet die bruidegom is op pad, julle het geweet julle moet wag, julle het al die dinge geweet, julle het selfs deel van die kerk gelyk. Maar julle was besorg oor ander dinge in julle lewe. Julle was nie regtig voorberei om my te ontmoet nie. Dis nie regtig jou heel grootste begeerte in jou lewe gewees om die bruidegom te ontmoet nie. Daar's soveel ander dinge wat jy eers wil doen. Ander dinge wat vir jou nou meer belangrik is as die Here. Jesus het hulle al geleer, dat baie sal sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, en deur U naam geeste uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En hier is 'n baie duidelike koneksie hier, weer eens tussen die gehoorsaamheid van die slaaf, of om die wet van die Here te onderhou, om so die Here te ken, en dat daai ken, in die Bybelse betekenis, eintlik daai intieme verhouding met iemand is. Dis nie as ons sê, hoor jy, maar ken jy vir daardie persoon wat op daardie dorp bly, en dan sê jy, ja, maar eintlik is net 'n naam wat jy ken nie die persoon nie. Hierdie is 'n intieme deur en deur ken. Jy weet wie die persoon is. Die Here sal sê, maar ek ken julle nie, ek staan nie in 'n intieme verhouding met julle nie. Broers en susters, hierdie is nie hipoteties nie. Hierdie is nie miskien en dalk of as of moontlik nie. Hierdie is seker. Hierdie is 'n vooruitskouing van wat werklik waar gaan gebeur. En jy is daarom kom die woorde waak dan. Dit beteken nie dat jy snags net deur die venster moet kyk nie. Maar waak, om waaksaam te wees, beteken tog om geestelik wakker te wees, om waaksaam in die geloof te wees, om jou geloof uit te leef, te dringendheid, om te wys, maar my heel grootste begeerte in die lewe is om die bruidegom tegemoet te gaan. Dat niks anders in die lewe vir my so belangrik is, soos dit nie. Hierdie gedeelte is dis eerstens vir ons 'n waarskuwing. Nie 'n waarskuwing dat ons nie van die dag van die Here weet nie, ons weet dit. Maar 'n waarskuwing dat ons gereed moet wees. Dat die Here daar eintlik preek vir hulle wat nominale gelowiges is. En vir hulle wat verslap in hulle geloof. In die eerste plek naamgelowiges wat nie reg met die hart glo nie. Maar dalk met die mond bely. Gelowiges wat dalk tussen mense beweeg en hier is en sê hulle is gelowiges. Hulle wil nie regtig waar leef onder die regering van die koning nie. Naamgelowiges wat dalk in die kultuur groot geword het van Christene, maar nie die inhoud daarvan wil erken nie, nie vir Christus self wil erken nie. Die Here waarsku ook teen die verslapping van mense in hulle diens. Hulle wat nie volhard in die geloof nie. Hulle vir wie dit al hoe meer moeite word om die Here te gehoorsaam. Hulle wat al hoe meer afgestomp raak en die grense al hoe verder wegtrek en sê, maar dit is nie so erg nie, of ek het al so ver gegaan en net verder op daai pad afdwaal. Die Here sê baie skerp en baie duidelik, dis nie genoegsaam nie. As jy met daardie skyn geloof, as jy met daardie vorm by die deure van die feesmaal opdaag,
En jy was nie daar toe dit gebeur nie. En die Here kom jou daar tegemoet, gaan jy die woorde hoor wat die Here vir jou gaan sê, ek ken jou nie. Is nie plek vir jou by die feesmaal nie. En daar's nie erger woorde wat 'n mens kan hoor nie. Daar's nie ander woorde wat jou hart seerder kan maak as om dit te hoor nie, as om tot daai besef te kom van jy staan voor die koning van die konings en hy sê vir jou, maar ek ken jou nie. Daar's nie erger woorde wat langer by jou sal bly as daardie woorde. In ewigheid sal daardie woorde by jou bly. Woorde van onuitspreeklike lyding, om die regter gesê het, hy ken my nie. En dis wat ons sal sien op die laaste dag, dat die Here sal sy oordeel vel oor die mense en hulle sal in die hel gegooi word. En die waarskuwing word hier aan gelowiges gegee, dat oordeel in jou lewe. Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my uitlewing van my geloof? Die Here roep dus hierdeur kerkmense om te beoordeel waar hulle lewe is en sê maar bekeer. Wil jy regtig waar in ewigheid saam met Jesus leef? Wil jy regtig waar saam met die koning van die konings leef vir ewig? Is dit wat jy heel meeste begeer in jou lewe? Hoekom sal jou lewe hier dit nie wys nie? Hoekom sal 'n mens so min as moontlik moeite vir die Here doen? Hoekom sal jy jou naam op 'n gemeenteregister plaas? As jy in elk geval geen begeerte het om saam met die kerk van die Here te kom te aanbid nie. Hoekom sal jy so min as moontlik tyd en bronne spandeer in hierdie lewe op aarde vir die koninkryk en net alles op jouself mors? Jy is daarom die waarskuwing van die Here. Dat ons besef wie die Here is. Ja, hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dood en hy is verhoog en hy regeer as die regter en hy sal kom om te oordeel. Maar daar is ook vir ons 'n troos hierin. Want daar's ook 5 verstandige meisies wat wel in die huis is, wat wel deel na die vreugde, wat wel voorbereid was daarvoor. En hierdie woorde sal nooit in hulle gesê word nie. Die woorde wat hulle sal hoor is heeltemal anders. Kom in en kom deel in my vreugde. Is juist vir hulle wat nie net 'n vorm godsdiens onderhou nie. Is vir hulle wat end uit volhard in hulle geloof. Dat die Here deur en deur vra, maar ken die dieptes van jou ellende, ken jou sonde. Die sonde is nie net foutjies wat in jou lewe maak, die sonde is regtig waar dinge wat jy teen die Here self doen en oortree. En wat die ewige dood verdien, omdat jy die heiligheid van God aantas daardeur. Maar in die tweede plek, die evangelie het ek weet dat die Here vir my gesterf het en daarom het hy sy lewe vir my gegee en daarom kan ek vir die sonde wegvlug. Daarom het ek 'n diepe berou in my lewe en daarom wil ek dit graag wys deur my hele lewe toe te wy deur die werk van die Gees in my lewe om 'n dankbaarheidslewe te leef. Om elke dag dankbaar vir die Here te leef. Die verwagting dat hy kom. As ons regtig waar olie in ons lampe het, dan moet jou lewe dit wys. Daar moet end uit lig skyn deur jou lewe. Lig in 'n duister wêreld, lig van 'n lewe wat ek voor die Here leef, in gehoorsaamheid in die Here, want daardeur en alleen daardeur wys ek die lig. Dat ek juist daardeur weet, ek leef volgens dit wat die Here vir my vra, nie omdat ek so goed is nie, maar omdat ek weet die Here vir my gesterf het, en ek weet sy Heilige Gees werk in my. En juist daarom kan ek nie anders nie, ek wil leef tot die eer van die Here. En ek bring hierdie verandering wat ek doelgerig leef, elke dag met die verwagting dat die Here kom. Ek weet die Here, in hom is my lewe, ek behoort aan hom en daarom leef ek altyd net vir hom.
Daar's nie 'n groter troos in hierdie lewe nie. Daar is nie 'n ander troos in hierdie lewe nie. Dis wat die Here vir ons gee. Maar die hoogste vreugde in hom. Broers en susters, die sigbare kerk van die Here moet wys dat sy die Here verwag. Die sigbare kerk van die Here moet haar geloof elke dag uitleef. En aanhou, daar waar gelowiges belydenis aflê en sê maar ek glo, op daardie dag sê ek maar ek verwag hom, hy kom. Dat jy hele lewe sal getuig van daardie belydenis in jou lewe wat jy gemaak het. Sê maar dit is waar, dit is so. My lewe getuig daarvan. Ons leef in gehoorsaamheid in die Here se woord. Ons leef deur te doen wat hy vir ons vra om hom daardeur te verheerlik. Broers en susters, die Here werk kragtig in ons lewe. Sy Gees beweeg ons, sy Gees werk in ons en juist daarom gaan dit oor die getrouheid daarin. Dat ons getrou in die Here sal leef. En lewe sal leef wat net die lig bring wat die Here vir ons gee. Dat ons so getrou sal wag op hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, aan die begin van 'n nuwe jaar, dink ons terug aan 'n jaar wat verby is en baie keer voel die 365 dae vir ons net so 'n herhaling wat van voor af weer begin in die komende jaar. Die jaar kom en mens het klaar vakansie gehou en die skole begin en almal begin weer werk tot die einde van volgende jaar of van hierdie jaar en dat alles nou maar net in die ronde beweeg. En tog weet ons dit daar 'n einde kom aan hierdie wêreld. Tog getuig die Gees so duidelik in ons lewe dat daar 'n skielike einde sal wees aan die bestaan van hierdie bedeling. Mag ons dit met 'n dringendheid besef. En mag ons hierdie jaar ook so leef. Nie dinge uitstel waar dit kan gaan om U te eer en te aanbid nie. Maar elke dag leef met die verwagting dat U kom en elke dag ook so in gereedheid voor U te leef. Ons bede is, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as vir die Bybelverspreiding. Kom ons sing dit in slotte saam Skrifreëling 15:7, ons sing daarvan saam die eerste en die derde, nee, ek dink dis die 5de en die 6de vers, as ek reg onthou, in die woorde, wat ons sing, ek kom gou, en hou dan vas aan wat my mond jou beloof. Met ander woorde, ons sing baie mooi, die Here maak beloftes aan ons, en ons hou vas daarmee met alles. Ek kom gou, hou vas aan wat my mond jou beloof. Kom ons staan as ek ons saam, Skrifreëling 15:7.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.